Die storie wat ek vertel het 2 dele. Deel 1 en deel 2, om het so. Nou kyk mooi, deel 1 is net so groot, né? En deel 1 is die waarheid. Deel 2 is die storie. Nou die waarheid is, niemand weet regtig hoe die gebeur het nie. En, dis die einde van deel 1. Dis alles spekulasie. En hoekom? Dit is soos daar in die Bybel staan, in Genesis 1, toe die aarde nog leeg en woes was. Die Engelse Bybel is net so mooi, hy sê, when the earth was dark and formless. Dis die tyd wat die meteoriet geïmpakteer het. So hulle het bepaal hoe lang terug dit gebeur het, en hulle kom by 'n syfer van 2023 miljoen jaar terug, wat die ding geïmpakteer het. Nou, toe hy geïmpakteer het, was daar nie suurstof op aarde nie. Daar was nie lewe op aarde soos ons lewe ken vandag. Lewe het eers later gekom. Nou die ontdekking dat dit 'n meteoriet impakstruktuur is maar 30 jaar oud. Yes. So slegs 30 jaar gelede het die wetenskaplikes genoeg bewyse gekry om te sê, goed, nou aanvaar ons, dis 'n meteoriet impakstruktuur. En toe begin daar intense navorsing. En daar is nou al meer as 800 tegniese stukke, studiestukke geproduseer oor die koepel. Maar dis soos 'n legkaart wat jy teen 'n muur sit met seker paar goed te kies. Dis nie 'n volledige prentjie nie. Want daar's baie van die aspekte wat hulle nog nie weet hoe dit gebeur het en hoe dit plaasgevind het. En die rede daarvoor is 'n hoogs verweerde meteoriet. Oor daai 2000 miljoen jaar het hy verweer van waar hy was, so verweer dat ons vandag 8,5 kilometer onder die oorspronklike kratervloerformasie is. Yes. 8,5 kilometer het al weg verweer van waar hy was. So, dis so goed jy kyk na die wortels van 'n boom, maar die boom is weg. Verstaan? So, hulle het geweldig rekonstruksiemodelle gebruik, die komputer, om vir die komputer goed in te voer om te sê vir my wat gebeur as dit gebeur. En dis hoe hulle 'n storie kon opmaak van wat dalk moontlik, waarskynlik, miskien dalk gebeur het. Dis deel 2 van die storie. Okay. Maar dit hulle laat begin, maar dit hulle hier laat begin ondersoek in die moontlike meteoriet. Dis belangrik. 1972, toe kom die satellietbeelde uit van die buitenste ruimte. Toe sien hulle, maar hier's 3 ringe wat so mekaar volg. Toe sê hulle maar, daar moes iets gebeur. En toe het Wits Universiteit, omdat die groot plate lava is, hulle noem dit Dominion lava, groot plate lava, het Wits gesê, ons is van mening dat dit 'n vulkaan was wat aktief was, wat die ringstruktuur gevorm het. Soos Pilanesberg. Pilanesberg by Sun City is vulkanies. 110 miljoen jaar terug was daar 'n vulkaan wat aktief was en hy het daai graniet geproduseer wat hy ringe by Sun City vorm. Potchefstroom Universiteit het gesê, hulle is van mening dat dit 'n meteoriet impakstruktuur is. Maar wetenskaplikes was hier 30 jaar terug. Hulle het monsters gevat van die direkte smeltrotsformasie, wat genoem word granofier, wat basies bestaan uit verskillende klippe wat so mekaar aan gesmelt het. En hulle het dit fyn gemaak soos in 'n poeier, dit onder 'n mikroskoop geanalyseer en toe kom hulle mikroskopies klein op stukkies van die meteoriet. En toe het hulle die hele wetenskap geswaai en gesê, goed, ons aanvaar is 'n meteoriet impakstruktuur en toe begin intense. Om jou vraag te beantwoord, 'n meteoriet bestaan uit tussen 90 en 94% ystererts in 'n verbinding met krom, vanadium, nikkel en koper. Dit nikkel die tweede grootste element. Nou niks op aarde het daai unieke samestelling van elemente behalwe materiaal wat uit die buitenste ruimte. En toe hulle dit mikroskopies optel, weet hulle, daar is nie 'n manier anders dat dit kon wees dat dit 'n meteoriet is. Die meteoriet self het opgebrand by inval. Totaal. Daar is van hom niks oor. So mense kom en dan kom soek hulle stukkies van die meteoriet. Daar is nie bespan.
Daar is nie stukkies van die meteoriet in totaal. Net stukkies van hom, mikroskopies klein, sit in die klip van ons, wat gesmelt. Ander is jou vraag. Ja. Alright, nou, omdat dit so 'n groot ding is, so 300 km, van waar vandag Welkom is, tot waar Johannesburg is. Dis sy grootte. So, hy is die grootste meteoriet-impakstruktuur ter wêreld. Hy is die oudste meteoriet-impakstruktuur ter wêreld. En hy is ook die mees verweerde meteoriet-impakstruktuur. Nou, die kinders gebruik die woord magic. Nou wat is nou eintlik die magic omtrent dit? Die magic is die klippe. Die klippe wat in ander impakstrukture totaal verberg is deur die materiaal wat uitgegooi is hier ontbloot. So die geoloog kom wêreldwyd om na die klippe te kom kyk. Want jy kan die klippe sien vanaf die mantel van die aarde tot bo. Al daai klipformasies lê versprei op die grond in 'n 2-3 kilometer afstand. So wat gebeur is, die geoloog wêreldwyd kom om die klippe te kom kyk, want dis die unieke eienskap. Die tweede eienskap wat uniek is die feit dat daar nog van die berge oor is. Na 2000 miljoen jaar se verwering is die berge nog steeds daar. En die berge is basies verskillende lae klip wat uitgegooi is tydens die impak en omgedraai het op die onderste bodem. En hulle is ontbloot. Jy kan hulle sien. Hierdie klippe byvoorbeeld wat nou hier tussen ons is. Dis graniet. Nou graniet was gemaak tydens die vorming van die aarde toe vulkane aktief was. Nou die ouderdom van die graniete is 3.1 en 3.2 biljoen jaar. Dit was die eerste laag bo die mantel. Die een laag is pink, die ander laag is grys. Nou die pink laag het potassiumveldspare in wat hom pink kleur, wat hom uniek maak tot die omgewing, die pink kleur. En die pink kleur was in die 1950s en 60s gemyn deur die Italianers. Dis per spoor gevat Durban toe, per skip Italië toe. Italië het die tegnologie gehad om te sny en te poleer en dit was in Europa gebruik in kombuise en badkamers. Want vrouens wil pink gehad in kombuise en badkamers. Dit was 'n modigheid. En dis hoekom die blokke gemyn was en uitgestuur is. Maar hier laat 1970s toe draai die gier vir pink en die modegier loop dood en al die myne gaan staan. 15 van hulle. Die een van hulle produseer nog en kom op gaan staan. Yes. Omdat daar nie 'n mark is nie. As jy meer na 'n mark toe kom. Okay. Nou kom ons terug na die storie. Soos ek gesê het, hulle het modelle gedoen, wetenskaplike modelle, en hulle het bepaal dat die ding wat ingekom het, moes so groot soos Tafelberg in Kaapstad gewees het. Nou staan vir 'n oomblik daar stil, 25-30 km af grootte, kom in 'n tydperk waar daar nie suurstof is nie. As hy nou vandag sou inkom, sal hy, kyk ons het omtrent 100 km atmosfeer bo die aarde, maar die laaste 15 km is dig, wat ons kan inasemhaal. So as hy nou sou inkom vandag, sal hy wrywing hê met die lugmolekules en sal in die brand slaan. So hy sal, terwyl hy brand, sal hy die aarde trek. Maar 2000 miljoen jaar terug was daar nie suurstof nie, daar was nie atmosfeer nie, daar was nie wrywing nie. So hy kom in met 'n spoed wat hulle bereken het, tussen 20 en 70 km per sekonde. Yes. Per sekonde. Nou hulle vermoed dit kon moontlik nader aan 70 km per sekonde gewees het. Dis 420.000 km per uur. Okay, teen hoë spoed. Dis teoreties. Nou kom hy in en hy slaan die aarde en hy penetreer die aarde. Hy gaan in die aarde in, vermoedelik in die omgewing van 25-30 km diep. En hy vat die geologiese laag wat in die aarde gevorm het voor hy gekom het, buig dit so afwaarts en dan ontplof hy. Daai ontploffing veroorsaak dat hierdie materiaal wat nou vasgedruk is, op
oor en uitkom en 3 ringe maak. Nou dis dieselfde soos wanneer jy 'n klip in water gooi. Kyk net bietjie mooi. As jy 'n klip teen 'n laaghoek gooi, daai laaghoek is 15 grade. Wat hy klip doen is hy spring so op die water, né? So al wat die wetenskaplikes kan sê is dat hierdie hoek meer as 15 grade was. Maar kom ons kyk wat gebeur met die klip. As hy die water slaan en hy gaan in die water in, is daar 'n druppel wat so opspring. Ja. Die druppel val af en hy maak ringe. Ja. Nou dit klink snaaks, maar die grond reageer asof dit 'n vloeistof is. Selfe beginsel. So dat jy het 'n sentrale opwelling, daai druppel wat so opgekom het. In die middel, vermoed hulle kom tot op 7 km hoog gewees. Ja. Dis die druppel. Daai sentrale opwelling, die druppel. En dan maak jy 3 ringe. OK. Nou die eerste ring, so, speel nou. As jy hier kon gewees het na die impak, wat totaal onmoontlik is, maar kom ons speel. So jy nou hier gesien het, 'n eerste ringstruktuur 10 km hoog, 15 km breed, en die afstand van daai kant na daai kant so, 60 km. Yes. Met 'n sentrale opwelling, daai druppel, die koepel, 7 km hoog. Dan 70 km verder die tweede ring, weer 70 km verder die derde ring, 3 ringe. Maar nou kom 2000 miljoen jaar se verwering, wat ons sukkel om in ons koppe te verwerk. Hoe lank is dit nou eintlik reg? Ja. En hy verweer hierdie hele struktuur af. Dat die eerste ringstruktuur waar dit 10 km moontlik kon gewees het, is vandag om hom by 250 meter hoog. En dis al wat oor is van 'n oorspronklike 10 km. En die ring is nie meer volledig rond so nie. Hy lyk 3/4 so, maar as ek my hand omdraai, so, hier's noord. OK? En die suidoostelike deel, daai deel, is toegespoel onder die modder, die sediment, die sand van die Karoo-stelsel. Want die Karoo-stelsel is 'n groot binnelandse meerstelsel. Daai modder het beweeg, Vrystaat platgevee en die impakstruktuur aan sy suidoostelike kant binne gedring en toegespoel. Nou daai ring is nog steeds volledig, maar hy's toegespoel. So ons kan hom nie sien nie. So as ons na satellietbeelde kyk van bo af, dan kan ons nie meer die suidoostelike deel van die ringstruktuur sien. Nou as ek my hand so kan hou, hier is die noorde kant, hier is die weste kant. Nou hierdie noordweste gedeelte daai is verklaar as 'n wêrelderfenisterrein. As 'n verteenwoordigende deel van die groter geheel, maar net van die eerste ringstruktuur. En daai deel wat verklaar is as 'n wêrelderfenisterrein is 33.000 hektaar. Sure. Beslaan uit 700 stukke grond wat besit word deur om by 250 grondeienaars. Wat vir jou die aanduiding kan gee dat meer as een eiendom het 'n eienaars het meer as een eiendom. Vir al die ouens wat wilsplaas het. Hulle het 7, 8, 9 stukke gronde aan mekaar gesit om 'n wilsplaas te kon vorm. Want die gemiddelde grondgrootte in die koepel is 60 hektaar. En 60 hektaar is te klein om 'n wilsplaas te vestig. So ouens wat 800 en 1000 en 1500 hektaar het verskillende aktes bymekaar gesit om 'n wilsplaas te kon vorm. Nou toe UNESCO nou hier was om die aansoek te evalueer vir wêrelderfenisverklaring, het ons vir hulle gevra, wat het julle geskry wat uniek is? Wat wêrelduniek is, sodat dit gelys moet word as 'n wêrelderfenisterrein. En dis nommer 7 van ons wêrelderfenisterrein in Suid-Afrika, totaal 11. Toe sê hulle, die geologie staan uit. Unieke geologie. So moenie die klippe wegdra nie. Los nie klippe in die grond vir die nageslag om te kom om na die klippe te kom. As 'n klip so groot soos jou vuis is en hy's los, dan noem hulle hom 'n traveler. En hy's uit sy lokaliteit uit verwyder, dan kan jy hom vat. As jy verstaan waaroor dit gaan en jy gaan nie buite jou rotsteen gooi, want hy's uniek. Die tweede een is die berge. Die berge is ongeskonde, dis nog mooi, daar's nie geboue op nie, dis word deur die grondeienaars bewaar in goeie toestand.
So moenie gaan in 'n Sun City daar bou. Moenie nou begin met voerkrale en hoenderhokke en varkhokke en alles en golfbane en eco estate development soos we hier nog. Jy moenie dit gaan ontwikkel nie. Los die berge soos hulle is, want dis die unieke eienskap. Dan die derde een is wel interessante een. Dit lees so in Engels. The area lends itself to safe, quiet enjoyment. Nou, voel die atmosfeer. Jy hoor nie karre nie, hier's nie besoedeling nie, die natuur is nog in balans met mekaar, alles is rustig en kalm. Ons het nog hier, en ek hou nie daarvan om het te hard te sê nie, ons het nog hier luiperd, ons het bruine hyena, ons het kudu's, ons het gemsbokke, hier's nou deesdae 'n rooibokke. Dis nie myne nie, dis almal se, want hier's wildsplase wat my omring, oral. En die diere kom uit. En dan loop hulle rond. Ons het vlakvarke, die met tande. En hulle hardloop die hele wêreld voor die rooi katte, sewetkatte, eystervarke. Dis so wat ek wil sê is die natuur is in balans met mekaar. En dit moenie versteur word nie. Dit moet so behou bly. Want dis die unieke eienskap. Wat 'n storie, hè? Unbelievable. Dit is daai wêrelderfenisgebied, daai stukkie wat is in die Noordwes provinsie. Nee, dis ja, laat ek antwoord. Dis 1/3 aan die Vrystaat kant en 2/3 aan die Noordwes kant. En as ons bo op die berg is, gaan ek vir die kaart wat op die voertuig is mooi kan wys. Maar die Vaalrivier vloei gedeeltelik daardeur, breek dit. Maar dis oorwegend die berge. Want die berge is die unieke eienskap. Want dit het die klippe. En dit is die klippe wat uniek is. En is om die natuur in sy natuurlike staat te bewaar. Dat dit nie gerip en strip word nie. Dis Ja, dan dit net so goed, jy vat 'n antieke meubel en jy gaan skeer hom af in die verf en blou. Dis Jy kan nie dit doen nie. Ja, jy moet hom los soos hy is. Ja. En dit is die grondeienaars wat oor 'n lang tydperk die plek in 'n goeie toestand hou, nie die staat. Ek dink dis belangrik. Ja. Die ander ding wat belangrik is, dis 'n geweldige groot area, maar dis nie toeganklik vir die publiek nie. Wat 'n goeie ding is. Ja, die grondeienaars, daar's omtrent 14% van die grondeienaars wat permanent op hul grond bly. Wat beteken 86% is naweekbesoekers. Dis nou 'n lang naweek, hulle is hierso, hulle kom, ry rond, en kyk na die wild en so voort. Hulle stel nie belang in toerisme nie. Hulle het nie gekoop vir toerisme nie. So nêrens, as jy nou van Amerika afkom, of Duitsland, Frankryk, en jy wil nou die Vredefort koepel kom besoek, daar's nêrens 'n publieke terrein waar jy kan ingaan en sê, dis ek nou kom kyk ek. So, hulle het 'n interpretasiesentrum gebou, daar buite Vredefort op 'n klip daar. Hulle is nou al besig met die 4de kontrakteur. Dit trek nou by 58 miljoen rand oor 18 jaar. En elke keer as die kontrakteur onttrek, dan dra hulle die goed weg, kom maar 'n nuwe kontrakteur en begin hulle weer van voor af. En daar's nie 'n plek waar jy kan heen gaan om inligting te kry. Dis nie. As jy op Google Earth ingaan en jy gaan soek vir Vredefort koepel, en jy gaan daar by Google Maps in en jy sê vir hy tannie, vat my Vredefort koepel toe, dan vat jy nou nie maar nog van die omgewing. As jy daar aankom en die vlaggie gaan op en die tannie sê, you've arrived at your destination. En nou soek jy 'n koepel, jy soek 'n meteoriet, jy soek 'n krater, jy kyk so rond en sien jy niks, was net niks nie. En dan gaan die mense Vredefort toe, want die ding word mos nog genoem, die Vredefort koepel. Dan vra hulle die mense in Vredefort, I'm from France, I've come to look at the meteorite. Can you help me? Where do I find the crater? En dan maak ek sak hy om so en we've not seen it, we don't know where it is. So, die feitelike is, dat die ding word nie bemark nie. Dis die feit. Dis die staat se verantwoordelikheid om 'n wêrelderfenis te bewaar en te
bemark sodat mense daarna kan kom. Maar hy sê ook nie. Die staat het 'n paar dele grond, soos 'n polisiestasie en 'n skool, en die langsaan was 'n veldskoolkamp gewees vir jare terug. Maar die goed is nie beskikbaar vir toerisme nie toeganklik nie. En mense wil graag sien hoe lyk dit. En dis nou maar wat ek doen. Wys die mense. Dis ook die enigste persoon hier wat dit doen. Nee, as 4 gidse. Twee van hulle is man en vrou. Hulle bly daar by op die Koppieskraal loop. En hulle kom maar meeste van die tyd na my toe. En gebruik hulle die terrein. En dan is daar 'n 4de persoon in Potchefstroom. Maar hy doen dit anderster. Hy klim saam met jou in die kar, dan ry hy met jou om 3 ure of 8 ure op 'n toer, dan wys hy vir jou verskillende aspekte. Ek het agtergekom dat mense wil sien hoe lyk die ding van bo af, van hoogte af, en hulle wil dit in 'n kort tydperk doen. En dis hoekom ek aanvanklik ook dit gedoen het, wat opgehou. Ek doen nou die toer in 2 ure. En die lekker deel daarvan is nie die gesels nie, maar om maar bo te wees en te kyk hoe lyk hierdie ding. Want dis wat mense wil weet. Hulle wil weet hoe lyk die ding. Wys my die ding. En sê hulle, wys my jou muis. 'n paar interessante goed. Wat die wetenskaplikes mee speel. En hulle sukkel om antwoorde daarop te kry. Hulle vermoed dat die aarde moontlik op 'n reguit as kon gedraai het ten tye van die impak. En dat moontlik die kontinente nog aan mekaar geskakel kon gewees het tot 'n sekere mate. Nou die ding wat nou hier geïmpakteer het, Tafelberg, het hulle bereken sou 14 op die Richterskaal geregistreer het. Nou dink 'n bietjie daaroor. Ons het 7.2 by Indonesië gesien 'n paar jaar terug. Kyk net wat het dit gebeur. Nou die verskil tussen 6 en 7 op die Richterskaal is nie 1 nie, maar 10. Want dit is 'n eksponensiële kurwe, hy draai so. So 14 op die Richterskaal in terme van energievrystelling, sê hulle, was moontlik genoeg geweest om die aarde te tilt. Dat die aarde vandag 23,5 grade skynsloop. En dit het moontlik gemaak dat ons seisoene het. Want as die aarde nie getild was en dit was reguit as, het ons nooit seisoene gehad. Dink daar. En dit het moontlik gemaak vir meer selle van lewe om itself te vestig op die aarde. En as die proses van kontinentale skuifel aan die gang was, vermoed hulle dit kon dit vinniger gemaak. Dit momentum gegee dat die kontinente geskuif het waar hulle is. Maar dit bly teorie. Wat die feitelike is dis die enigste impakstruktuur ter wêreld waar daar 'n rivier gedeeltelik deel omvoer. Geen ander impakstruktuur, alhoewel daar omtrent 800 bekende impakstrukture is daar 'n rivier wat gedeeltelik deel. Hierdie rivier dan ontwikkel na die meteoriet klaar getrek het. Of as die rivier klaar daar getrek het. Onthou dit, het ek vir julle begin gesê. Kan jy onthou? Ja. Alright, maar kom ek antwoord vir jou. Daar's 'n teorie. Okay, daar's 'n teorie. Die teorie gaan so, dat daar soveel stof en suurreën geproduseer was met hierdie impak, dat die hele aarde gevul was met, noem dit nou maar, 'n stofkombers, wat so dig was, dat vir 'n periode van 10 jaar die son nie kon deurskyn nie. En dit het veroorsaak dat 'n ystydperk gevolg het direk na die impak. En nou gaan die storie verder. Nou, dit is 'n storie. Dat hierdie ringstruktuur met hierdie 7 kilometer sentrale opwelling, die druppel, was gevul met ysgletsers gewees. En na 10 jaar toe die stof gaan lê en die son begin skyn, toe smelt hierdie ysgletsers. En toe is hierdie ring vol water. En toe moet die water uitbreek. Toe kry jy 'n pad om uit te breek. Nou of dit waar is en of dit nie waar is nie, dis die teorie.
Nou is daar slim mense wat probeer om dit nou te bewys dat dit wel so is. Maar hoe bewys jy iets wat miljoene jare terug gebeur het? Die interessante is, as jy kyk na die pad wat die Vaalrivier vloei deur die berge, dan lyk dit so, U-vormig. En nou is die verklaring dat dit ysgleitsers is wat die pad gemaak het vir die Vaalrivier om deur die berge te gaan. Maar as ons nou bo op die berg is, dan kyk bietjie na daai berge. Daar is 7 rye van hulle so, en dit is almal so. En hulle sê dis verwering van wind en tsunamies en reën en storms wat gewone verwering so maak. Wat wel die wetenskaplikes aanvaar is dat die Vaalrivier moontlik een van die 5 oudste riviere op aarde kan wees. Nou hoe bewys jy dit? Dit is moeilik. Dit is nie so maklik. Dit hou ook verband met die goud, die ontdekking van goud. In hierdie meer, die Witwatersrand kom, was daar verskillende lae gewees, onder andere 'n gouddraande sedimentêre laag. En hart en solied 70 miljoen jaar voor die meteoriet impakteer. En hier kom die meteoriet, gaan deur al hierdie verskillende lae ontplof, en vat die gouddraande sedimentêre laag met tilt om 60 grade, druk hom af onder toe. En hier in die koepel, en ook al by Klerksdorp, ontdek hulle die goud in 1886 op die oppervlakte, dat het so uitkom. En toe begin hulle dit myn. En toe ontstaan die dorp Venterskroon. As jy 'n geleentheid het, maak dit raai dan. Dit is 'n interessante ding. Uit 'n paar geboue en strukture dan. Ek wil nou iets sê, maar gaan ek weer nie sê nie. Die mense beskou Venterskroon, sal ek nou maar sê. Die mense beskou Venterskroon as 'n dorpie met net 'n slaghuis, 'n bakhuis en 'n kakhuis. Dis al wat daar is. Alright, nou, al wat daar is die magistraatskantore, die huis van die skoolmeester, die onderwyser, en die huis van die mynboukommissaris. Dis al. En daar winkel in 'n hotel. Nou die hotel het deur oopgemaak. Daar's 2 ouens wat hom bedryf en doen 'n fantastiese job daar. Die mense kom van Johannesburg af. En net vir die dag, net 'n hamburger en 'n hotdog, drink iets, ry weer terug. Lekker plaasatmosfeer. Gewilde oorstuk. Okay, nou, die goud was toe gemyn horisontaal in die berge. Okay. En daarna toe ontdek hulle goud aan die Witwatersrand, en toe begin hulle om skagte af te sit onder toe. En toe kry hulle hoër graad goud aan die Witwatersrand. Nou as jy die myne aan die Oosrand so op 'n kaart sit, verby Johannesburg, Klerksdorp, Orkney, Stilfontein, Allenreach, Welkom, waar ons is, dan lê dit so 'n halfmaan voor. En ek vermoed dat dit die kant van die meer was, waar die goud getilt is en afgedruk is onder. Die feit van die saak is, as die meteoriet nie geïmpakteer het nie, en die goud nie afgedruk het nie, so ten tye wat ons lewe, die verwering veroorsaak het, dat daai gouddraande laag verweer het. En goud in sy oorspronklike vorm lyk maar soos charcoal. Dis is 'n swart poeier. Dit sou verweer gewees het. En ons sou nooit die goud ontdek het, wat ons wel ontdek het nie. Wat beteken, die hele ontstaan van Johannesburg en die ontwikkeling van die Witwatersrand was gebaseer op die ontdekking van goud. Ja. Die Anglo-Boereoorlog, die Engelse wat die goud wil kom haal het, is as gevolg van die ontdekking van goud. Die feit van die saak is, baie van die myne is nou al uitgewerk. Die goud wat nou nog beskikbaar is, daar is nog, maar is baie dieper, en het kost meer geld om so diep te sink, om die goud te gaan onthaal. Op 'n stadium in die 80er jare, het ons 42% van die goudse reserves in een kom gehad. Ons is 'n wêreldleier op die gebied van die goudmynbedryf. Vandag, AngloGold, Ashanti, Anglo American het onttrek in die area. Hulle lys oor see en hulle het ander plekke ontdek waar hulle goud bestaan. Myn. Maar dit
'n bepaalde impak gehad op die ontwikkeling van ons ekonomie, van ons arbeidssituasie, van ons politieke situasie, alles, die ontdekking van goud. Wat 'n storie.